times around, but never, never, ever give up. Liewe vriende, welkom sommer net so hier by ons uitsendingsdiens. Mag jy sommer net daar waar jy jouself bevind, sommer net rustig raak en besef, jy sit ook so saam met ons vandag in die teenwoordigheid van die Here. So voordat ons so saam begin lees en leer, kom ons raak net vir 'n oomblik so saamstel in gebed. Ag liewe Heer, baie dankie sommer net so vir hierdie geleentheid dat ons op verskeie maniere, op verskillende plekke kan kuier rondom U woord, Here. Here, waar ons vandag hierdie gedeelte gaan lees uit Lukas uit, Here, maak ons harte vandag ontvanklik, sodat ons kan hoor wat U vir ons wil sê deur U woord, Here. Amen. Vriende, weer eens is dit vir my lekker om so saam met julle te kan kuier. En om te besef dat wanneer ons hierdie tekste so lees, dat het maar nie net toch hier in 'n enkel vertrek is nie, of dat het maar net toch gebonde is aan 'n dag nie, maar dat ons saam op verskillende plekke net so in die teenwoordigheid van die Here kan sit en kan leer. Om te besef, om die woorde wat al eeue lang verkondig is, van genade, barmhartigheid en vrede, van God ons Vader, die opgestande Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, maak hierdie vir ons dag tot dag 'n realiteit. En sy vriende, ons lees vandag bietjie hierso uit Lukas 15 uit. En nou vir Sondag is dit Vadersdag en so die lens waardeur ons hierdie skrifgedeelte interpreteer is deur 'n vaderlike lens. Ek self is nou nie 'n vader nie en dit is juist die konsep wat ek hierso wil uitbrei. Vader is ek so praat van ek's nie 'n vader nie. Dan dink ek ons praat outomaties op die norm van jy moet 'n pa wees. Outomaties kan ek terugval en sê ek is nie 'n pa nie, maar dat ek iets vaderliks wil leer. Want tog is jy 'n geestelike vader vir iemand. En dit is hierso wat ek probeer uitillustreer. En Lukas 15 gaan ons die gelykenis van die pa en sy twee seuns lees. En dit is nogals interessant, want Lukas 15 vang hierdie konsep van verlore nogal skerp raak. Want dit begin eers met Lukas 15 van die gelykenis van die verlore skaap, die gelykenis van die verlore muntstuk, en dan natuurlik die gedeelte wat ons nou gaan lees, die gelykenis van die pa en twee seuns. En om te besef, hierdie gedeelte in Lukas speel nogals af in 'n ongemaklike ruimte, want dit is Jesus hierso wat aan die praat is. Hierso kyk die fariseërs en hulle murmureer nou wat hy nou vir die mense leer, want hulle beeld van wie God is, pas nie noodwendig in met wie Jesus illustreer God is nie. Want Jesus gaan sit by gebroke mense en hy gaan eet by hulle. Hierdie gebruik van eet was nogals 'n baie swaar konsep geweest, om te besef, ek sien jou as 'n gelyke, wanneer ek saam op die grond gaan sit en hier op die mat met jou sit en eet. So nou lees ons vandag hierdie gelykenis saam van die pa en die seun. En om te besef, 'n gelykenis is 'n manier, soos wat ons dit nou sal sê, ek kan nou nie die woord metafoor gebruik nie, maar dit is 'n manier hoe Jesus 'n verhaal wat die mense in daardie konteks verstaan het, vertel het, sodat hulle beter kon verstaan wat hy vir hulle wou geleer het deur sy leerstellings. So die gelykenis lees as volg. Verder het hy gesê, hy is nou Jesus. 'n Man het twee seuns gehad. Die jongste een van hulle het vir sy vader gesê, Vader, geef my die deel van die eiendom wat my toekom. Hy het toe die besittings tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie, die jongste seun al sy goed in geld omgesit en na 'n ver land gereis en daar alles wat hy besit het, deur sy losbandige leefwyse verkooks. Teen die tyd wat hy alles uitgegee het, het hy 'n baie ernstige hongersnood in daardie land uitgebreek en hy het begin gebrek ly. Hy gaan werk toe by een van daardie land se inwoners wat hom na sy boerdery gestuur het om sy varke op te pas. Hy het gewens dat hy sy honger kon stil met die piole, wat die varke gewoonlik gevreet het, maar niemand het vir hom daarvan gegee nie. Toe het hy egter tot sy sinne gekom en gesê, hoeveel dagloners van my pa het oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal opstaan en na my pa gaan en vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie langer werd om u seun genoem te word nie, behandel my soos een van u dagloners. Hy het toe opgestaan en na sy vader gegaan. Hy het nog ver weg toe hy het sy vader hom gesien. Het hy hom innig jammer gekry en na hom gehardloop, hom omhels en hom gesoen. Die seun sê toe vir die vader, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in die oë. Ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maar sy vader het sy slawe opdrag gegee. Bring gou 'n lang stola, die beste een, en trek dit vir hom aan. Geef vir hom 'n ring vir sy vingere en sandale vir sy voete. Bring vir ons 'n vetgemaakte kalf, slag dit en laat ons eet en fees vier, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind.
toe het hulle begin feesvier. Die oudste seun was in die veld en toe hy terugkeer en naby die huis kom, hoor hy musiek en 'n gedans. Hy roep toe een van die dienaars en verneem by hom wat aan die gang is. Jou broer het teruggekom, het hy geantwoord. En jou pa het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom gesond teruggekry het. Hy het briesend kwaad geword en wou nie ingaan nie, maar sy vader het uitgekom en mooi met hom gepraat. Maar hy het vir sy vader gesê, kyk, ek sloof my al vir jare vir u af. Ek het nog nooit 'n opdrag van u verontagsaam nie en hy het nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kon feesvier nie. Maar toe hierdie seun van u terugkom wat u besittings op prostituie uitgemors het, slag u vir hom 'n vetgemaakte kalf. Toe sê hy vir hom, my kind, jy is altyd by my en alles wat myne is joune. Ons moet feesvier en bly wees want jou broer was dood en hy het lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. En vriende, wanneer ons hierdie lees, dan wil ek die lens van Vadersdag nogals hierop toepas, want ons besef wanneer ons praat oor vaders en moeders in die geheel, dan praat ons nie oor die Maandag en die Padag nie. Ek sê dit gewoonlik op sulke dae. Ons praat van Moeders en Vadersdag. Omdat dit so 'n breë term is, want hierdie breedvoerigheid sê vir ons bietjie iets. Want sommige mense vier hierdie dag. Mens hoor 'n skouer van dankbaarheid, mens hoor woorde wat uitgespreek word, mens ryk braaivleis vier, mens hoor verhale wat oor en oor vertel word en van hoe goeie mens my vader is. Maar dan is die ook soms 'n dag waar mense met verlange sit, verlange na 'n vader, verlange na 'n vader wat hulle nooit gehad het nie. En so begin hierdie lys oneindig te raak. Dis waarom die kerk soms bietjie versigtig moet wees oor dae en konsepte soos hierdie. Want ons vier nie net Paas nie, want ons kan nie net Paas vier asof almal dieselfde storie het nie. Dit sou regtig bietjie roekeloos gewees het. Maar hier leer ons vandag en lees ons bietjie iets vandag van Jesus. Jesus wat ons leer om God Vader te noem. Hierdie konsep sit nogals by my. Want hoekom? Want ons is so geneig om onmiddellik hierdie assosiasie te maak, maar as dit my pa is, kan ek nie met die Here werk as 'n vaderfiguur nie. En dit is hier waar ons moet besef, dit werk eintlik andersom. Ons moet nooit die Here meet in terme van die gevolg van aardse paas nie, maar ons moet aardse paas of aardse vaders moet ons meet teen die Vader self. Ons moet dit nie omkeer nie, want God is alles waarna ons moet streef om vaders te wees. In terme van teenwoordigheid, 'n oor wat daarso is, stilte, geduld, liefde. Maar ons maak gewoonlik die omgekeerde daarvan. Ons lees vandag hierdie verhaal en dit staan meerendeels bekend as die gelykenis van die pa en sy twee seuns. Baie kere is dit die gelykenis van die verlore seun. Maar wanneer ons vandag hierdie teks lees, dan besef ons lees 'n teks van die vader wat wag. 'n Vader wat wag. En Jesus vertel hierdie juis in 'n spesifieke konteks in. Ek het dit vroeër genoem dat hy saam met mense gesit en geëet het. Hy vertel vir hulle hierdie beeld van 'n vader wat wag. Want gewoonlik was dit geïnterpreteer en beïndruk dat die Fariseërs gedink het, God word net beïndruk deur al jou goeie dade. En dis al hoe jy die Here kan beïndruk en dit is al wanneer die Here met jou is. En dan kom hierdie verhaal en hy begin dit stelselmatig vir almal hierso te ontmasker. Nie net die verhaal wat afspeel, nie net die gelykenis nie, maar die hoorders van hierdie verhaal. Want hier lees ons die seun wat loop, die seun wat bly en mense wat dink hulle ken die Vader. Dis die drie forme wat hierso aangespreek word. En wanneer ons hierdie gedeelte lees van die oudste seun wat loop, besef 'n mens dis een van die oudste sondes wat in die Bybel voorkom. Ons wil leef om die gawes te ontvang van God sonder om God te wil aanvaar, sonder om God te wil hê. Ons wil asem hê, maar nie die een wat asem gee nie. Ons wil vryheid hê, maar nie die een wat hierdie vryheid heilig maak nie. Dit is hoe ons nog van die begin af ingestel is. Hy besef, ons wanneer ons hierdie gedeelte lees, besef ons hierdie seun, hy pas dit nogals in so 'n mate toe. Want hy sê eintlik vir die pa, weet jy wat, ek gaan nou my helfte vat. Dis mens die konsep vat van 1000 hektaar. Ek vat 500 hektaar. En wat doen hy? Hy verkoop dit. So nou het die pa 500 oor. Hy het daai letterlik opgeoffer en sy seun het dit gaan opmors. Nou, ons dink wanneer ons hierdie gelykenis lees, die eerste ding wat hierdie seun verloor, is sommer net die finansiële waarde daarvan. Maar lees weer tussen die lyne. Die eerste ding wat die seun verloor, is die huis.
Hy verloor sy vader se huis. En tye soos vandag dink ek dit is nogals 'n ware realiteit, want ons leef so in ons eie idee. Ons wil so graag goed jaag dat ons vergeet dat ons vaderlik moet wees. Ons huise praat van om warm ruimtes te wees, maar ons huise is leeg. Verhoudings raak leeg. Ons sit by mekaar, maar ons is nie teenwoordig by mekaar nie. Ons het vergeet om eintlik teenwoordig by mekaar te kan wees. En ons lees hierdie gedeelte en ons sien die seun kom op 'n stadium tot 'n inkeer. En dit is nie die roete terug outomaties waar die verandering gebeur nie, maar binne in hierdie inkeer sien ons die seun begin ietsies af te speel. Hy begin amper besef, weet jy, maar dis nie wie ek is nie. Dis nie wie ek moet wees nie. My identiteit moet gevestig wees in wie my vader is. Want my vader het my geleer wie ek is. En so begin hy hierdie toespraak en hierdie belydenis te oefen en hy begin al deur dit te gaan om te sê, weet jy wat, as ek nou daar gaan terugkom, is so 'n tipe van 'n onderhandeling, gaan ek nou sê, weet pa wat, ek weet ek het nou verdwyn, weet u vader wat, ek wil nou maar as 'n dagloner werk. Hoeveel keer het ons dit nie gedoen in ons gebede nie? So 'n stuk onderhandeling wat ons dan nou hierso voorsit, om nou eintlik te moet bewys, Here, ek is dan nou eintlik nou maar waardig. Ek is dan nou waardig om hierdie vaderfiguur dan te wil wees. Maar tog kom die seun aan en hy begin hierdie toespraak te oefen, maar die vader sien hom van ver af en hy begin te hardloop. En dit is hoekom die fariseërs so vreemd na Jesus gekyk het en so begin met mekaar murmureer het, want hierdie beeld wat hulle het, maak nou nie sin nie, want 'n ouer man sal nooit hardloop na 'n seun toe nie, want beteken hy hardloop in vernedering, hy moet sy kleed optel en hy moet hardloop. So nou maak hierdie beeld geen sin vir hulle nie. Dan sê hy vir hom, gee vir ons om die beste kleed, 'n ring en skoene. 'n Ring om te sê, jy is my seun, skoen om te sê, jy is nie 'n slaafie, en 'n kleed om sy vernedering weg te steek. Want wat gebeur in hierdie gedeelte? Die vader herstel sy kindskap. Hy ontvang hom dan nie omdat hy nou 'n slaaf moet wees nie, maar hy ontvang hom as sy seun. En dit is juist wat Paulus vir ons baie keer in Romeine 8 probeer sê, is dat jy nie aan die vader behoort as 'n slaaf nie, maar as 'n kind. Daar's 'n groot verskil. Die seun kom naby en hy begin hierdie toespraak toe te oefen, maar sy pa keer hom, hierdie vader keer hom. En hy sê, dit is genoeg. Maar nou kyk ons na die derde faset in hierdie verhaal. Is die ander seun, die boetie. Hy hoor hierdie groot, en ons gebruik hierdie mooi Afrikaanse woord commotion, of dis Engels, maar hierdie woord van commotion, hy hoor hierdie feesviering, en hy vra, wat gaan aan? En een van die diensknegte sê, jou broer is terug. En so gaan hierdie seun na die pa toe, en hy begin met hom te praat, en hy is briesend. Amper dat hy hierdie woordeskat aanneem van as 'n slaaf. Dit wat Paulus vir ons sê ons nie is nie. Maar hy sê, weet jy wat vader, ek het vir jou alles gegee, ek het alles gedoen, ek het regverdig en eerbiedig gelewe. En tog kom hy en jy aanvaar hom terug. En hier sien ons dat die vader ook met die werk, wat al lank in die huis is, want jy kan al so lank in 'n huis wees, maar nog steeds buite staan. Jy kan so lang vorm van 'n gemeenskap, maar nog steeds koud voel. Jy moet nie in 'n gemeenskap wees om 'n slaaf te wees nie. Jy moet in 'n gemeenskap wees om 'n kind van die Here te wees. Om iets van die Vader te kan leer, om dit te kan toepas. Dis dan die woord van Vadersdag wat ons hier vir ons probeer toepas. Nie te sê, jy moet 'n pa wees om 'n vader te wees nie, maar om 'n vader te kan wees, beteken dit dat ons uit die beste beeld wat ons het van vaderskap, wat die Here is, leer. Ons probeer onsself in so 'n posisie sit, dat ons die waardes van vaderskap leer, om 'n beeld van die Vader te wys. Nie om te sê, weet jy, ja maar hierdie Vader wat ek nooit gehad en hy kan nie die Here wees nie. Dit moet nooit so wees nie, want ons besef wie die Vader is. En ons probeer lewe, om hierdie goeie waardes te probeer kan lewe. En ons moet nie hierdie gebroke beeld van ons dra, dat dit ons wegneem van die ware Vader nie. Ons moet nie dink dit is wie die ware Vader is, want ons met gebrokenheid kyk nie. Ons kyk en ons sê, Here, U het vir ons geleer hoe ons moet leef. Hoe ons eintlik die verlore seun moet ontvang, maar so ook moet werk met die wat reeds gebly het. Om te besef, ons as mense het U al baie keer U Vader weggewys, omdat ons nie die gawes wil nie, maar tog kies U ons steeds. Wat 'n vaderlike eienskap
leer ons dan by U. Ek dink wanneer ons so na hierdie verhaal kyk, dink ek ons mensdom kan in 'n sinnetjie opgesom word in my opinie is om eintlik te sê die hele lewe vir ons is 'n pad op pad terug na die Vaderhuis toe. Om die heeltyd te wil leer wat die Vader vir ons in sy huis probeer leer. Mag ons, as ons hierdie gelykenis lees, nie maar net tog ge-worried wees oor die seun wat weghardloop het of die seun wat gebly het, maar mag ons sien wie God is in hierdie verhaal. Mag ons nie soos die Fariseërs murmur en sê dis nie wie die Here is en ons het die eintlike finale beeld nie, maar mag ons met 'n stuk versigtiging vorentoe stap en sê, maar die Here was nog altyd hierdie gewees, die Here was nog altyd teenwoordig, die Here was nog altyd lief, die Here was nog altyd geduldig. Mag dit die waardes wees waarna toe ons aspireer om te wil wees. En nie maar net tog net 'n gebroke beeld te wees nie. Mag ons besef dat ons nie die teenoorgestelde moet doen om te sê, maar my Vader was so, maar nou is die Here so nie. Maar mag ons sê, ek het gesien wie die Vader is, en ek het geleer wie die Vader is. Mag ek dit probeer toepas, so goed soos wat ek kan in my gebrokenheid. Mag dit eintlik ons wens wees vir Vadersdag. Is om te sê, Here, mag ons steeds by U voete sit en by U voete leer. Mag ons nie maar net die kinders wegjaag en sê, daar gaan jy wat niks met ons te doen nie, maar mag ons 'n geduld toepas om eintlik vir die mense rondom ons te wys. Het sê dit nou jou direkte kinders is of vriende of wie ook al is. Mag ons vir hulle wys die eienskappe wat ons by U leer. Mag ons dit in 'n vaderlike manier nog altyd toepas. Amen. Ag Here, wanneer ons so oor Vadersdag praat, is dit soms 'n baie moeilike ding om te kan doen. Want ons is so geneig om binne gebroke voorbeelde van paas te kan vaskyk, Here. Maar mag ons besef, ons het die beste vaderlike figuur by U. Mag ons die waardes wat U vir ons leer in 'n verhaal soos hierdie, in hierdie gelykenis, nie maar net die gelykenis wat vertel word nie, maar om te besef wie die hoorders ook is. Dat ons iets van U kan leer, dat ons iets van U kan toepas. Dat ons maar nie net tog ons gebroke idees van paas en vaders toepas op U nie, maar mag ons U vaderlikheid raak sien en mag ons dit dag op dag beoefen, om nie tog 'n beter pa of 'n beter vader te probeer wees nie, maar om sodoende 'n ontmoeting te kan skep uit hierdie vaderlike waardes wat ons geleer het, om vir ander 'n ontmoeting te kan skep. Amen. Vriende, mag jy, daar waar ook al jy wees, besef, die Here is steeds met jou. Mag jy besef, daar waar jy op reis gaan, en daar waar jy met mense praat, dat die Here met jou sal wees. En mag jy maar nie net tog so 'n seën ontvang en vir jouself hou nie, maar mag jy die goeie gawe en die goeie seënwense wat die Here van die begin af vir ons bedoel het, om te sê hy is met ons, met ander kan deel. Amen.